Goeiedag almal, die liefde vergaan nimmer meer. Weet, alles om ons verander en vergaan, maar daar is een ding wat nooit vergaan nie. 1 Korintiërs 13 vers 8 sê dit vir ons baie duidelik. Die liefde vergaan nimmer meer. Dit is hierdie agape liefde waarna elkeen van ons moet strewe. Ons voorneme moet wees, Here, help my vandag om my naaste lief te hê soos wat ek myself liefhet. Maar kom ons kyk wat beteken hierdie vers, die liefde vergaan nimmer meer. Die woord vergaan is die Griekse woord pipto, wat dui op 'n soldaat wat op die slagveld val. Die woord pipto word ook op ander plekke gebruik om te verwys na iets wat totaal en al in verwoesting val, iets wat heeltemal teleurstel. Die Here gebruik hierdie woord pipto hier om te verklaar dat agape liefde nooit faal of teleurstel nie. Om eerlik te wees, ons kan almal tye onthou waar ons mense gefaal of teleurgestel het. Maar hier aan die einde van hierdie reeks moet ons erken, agape liefde kan nie faal of teleurstel nie. Agape liefde is konstant, stabiel, onbuigbaar en betroubaar. Agape liefde is die enigste liefde waarop jy volkome kan staatmaak. Dit is hierdie onfeilbare, onwankelbare liefde waarin die Here wil hê ons moet wandel. En vanuit die Griekse taal met al die vertalings van die Griekse woorde kan 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 soos volg lees. Liefde is geduldig en passievol teenoor ander vir so lank as wat dit nodig is. Liefde vereis nie dat daar ander soos jy moet wees nie. Dit is egter eerder gefokus op die nood en behoeftes van ander, om hulle by te staan sodat hulle kan wees wat hulle behoort te wees. Liefde is nie selfsugtig en selfgesentreerd nie, maar dit reik uit na ander. Liefde gaan nie rond en roem in sy eie welvaart en sukses om daardeur belangrik te klink nie. Liefde is nie trots, arrogant, hoogmoedig en snobisties nie. Liefde is nie onbeskof en oneerlik nie. Dit is nie onverskillig of onnadenkend en onsensitief nie. Liefde manipuleer nie situasies en bedink metodes uit om dit tot sy eie voordeel te verdraai nie. Liefde raak nie doelbewus betrokke by aksies wat tot nadeel van enige mens sou wees nie. Liefde klou nie vas aan die verkeerd van die verlede nie, maar spreek eerder vry en vergewe. Liefde voel nie verheug oor enige onreg teenoor iemand anders nie, maar is opgewonde, bly en verheug oor die waarheid. Liefde beskerm sy naaste en laat nie enige blootstelling toe nie. Liefde beer met alle mag vorentoe om die heel beste in elke situasie te sien en te ervaar. Liefde verwag en gun altyd die beste in ander en die beste vir ander. Liefde gee nooit op nie en word nie moedeloos nie. Liefde stel nooit teleur nie. Liefde faal nooit nie en laat niemand in die steek nie. Jy weet, ek wil vandag vir u sê dat liefde, agape liefde, is 'n positiewe wilsbesluit in ons lewens. Dis nie iets wat sommer net gebeur nie. Dis iets waaroor jy besluit. Dit is hoe ek gaan optree. Kom ons kyk, kom ons spandeer tyd om te kyk na onsself in hierdie spieël van God se woord. Wat sien jy? En onthou, 1 Korintiërs 13 vers 3, al sou ek alles wat ek besit vir die arme mense gee, en al sou ek enige iets vir die koninkryk van God doen, en word selfs as martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Here, help ons van vandag af om 'n agape liefde op te tree teenoor enige iemand met wie ons te doen kry. Dankie daarvoor, Here. Amen.